Vriende, gaan vra dat die manspersone vir ons sal staan, dan gaan ons net 'n kort gebed saam doen. Baie dankie. Ons hemelse Vader, ons dank en ons eer U dat ons kinders van U sorg mag wees. Baie dankie dat U vir ons seën en dra en versorg en ook vir ons hierdie nuwe dag kom gee het en dat ons vanmôre met vrymoedigheid kan sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. Kom dat ons daaroor juig en bly wees. Hemelse Vader, baie dankie vir U liefde wat in Christus geopenbaar is. En baie dankie dat Christus die pad end uitgestap het, aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Baie dankie vir die Heilige Gees wat uitgestort is, die Gees van waarheid en insig, die Heilige Gees wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en ons lei in die waarheid van die woord. Here, ons aanbid U as drie enige God, en dat U ook vanmôre werksaam is in ons midde. Dankie dat U 'n besondere belang het by U kerk, dat U 'n besondere belang by hierdie gemeente het, en dat U vir ons beloof dat U deur U Gees hier teenwoordig is, om ook in ons harte te wil, sowel as om te werk na U welbehae. En daarvoor aanbid ons U. En die Bybel is so duidelik daaroor, Here, dat ons wandel deur geloof, en nie deur aanskoue nie. Daarom is ons oë elke dag gefestig op Jesus, ons geloofsoog gefestig op Hom, die leidsman, en die volëinder van ons geloof. Here, baie dankie dat ons vanmôre U kan vra, dat U deur U Gees ook die waarheid van U woord in ons harte lewend sal maak. Dit is U woord wat deur U Gees geïnspireer is, en daarom bid ons, dat U vir ons die wysheid en die insig sal gee, ja, voorbereide harte, sodat ons die waarheid van U woord kan ontvang. Gee vir ons 'n gewilligheid, Here, om te doen wat U van ons vra, en gee vir ons getrouheid, Here, om die evangelie uit te dra aan elke nasie, taal, volk en stam. Seën ons saam met sy Here, en word U ryklik in ons midde verheerlik. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk, van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. Dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Vriende, baie dankie ook vir daardie hartlike samesang. Ons is die Here dankbaar dat ons harte so kan voorberei, ook vir die waarheid van sy woord, wat na ons kant toe sal kom. Nou, ons gaan vanmôre afskeid neem van Rut, van Boas, en dan klaarmaak met die boek Rut, soos ons dit opgeteken vind in God se wonderlike woord. Nou, soos u weet, is ek nie 'n onderwyser nie, maar ons het nodig om net so 'n bietjie 'n oorsig vir u te gee, dat u kan verstaan en dat ek dit kan vasmaak in u hart, ook dit wat die Here vir ons kom leer het in die afgelope paar weke vanuit hierdie baie besondere boek in die Ou Testament. Ek het vir u gesê dat die tydsomstandighede waarin die boek Rut afspeel, was die tyd van die rigters gewees, 'n baie moeilike tyd ook in die volk Israel se geskiedenis. Israel het die Here verwerp en hulle die afgode begin dien. En as u bietjie gaan kyk na afgodediens in die Ou Testament, was dit eintlik 'n wrede godsdiens, 'n godsdiens waar daar geweldig baie offers van mense gebring was aan die afgode, om die toorn van die afgod van die mens af te weer, so het hulle gedink dat hierdie God kwaad is vir hulle, en dat die hoogste offer 'n menseoffer was. Daar was ook die hoerery wat gepaard gegaan het by die tempels, met die aanbidding wat hulle gehad het, en baie van die ander dinge, hoogtes wat hulle gebou het, offerrook wat hulle laat opgaan het, en verskillende dinge wat hulle gedoen het, en die Bybel sê, dat hulle eintlik maar die fontein van lewende waters verruil het, vir gebarste reënbakke wat geen water kan hou nie. Hierdie moeilike omstandighede sien ons ook dan in die volk Israel se lewe, wanneer hulle dan deur die vyand verdruk was, het die Here 'n rigter gestuur. 'n Rigter was iemand wat opgestaan het, namens hierdie volk opgetree het, om hulle te verlos, en 'n man wat die Here dan opgewek het. Ek het vir u gesê, dat in Rigters 9 sien ons, dat die tyd baie moeilik was, want wanneer die rigter sterwe, het die mense weer gedoen net wat hulle wil. Die sleutelvers was gewees, wat ons gesien het daar in Rigters, is dat daar was geen koning in Israel nie, elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Ek het vir u gesê, dit klink amper of die boek Rigters ook in Suid-Afrika afspeel. Elkeen doen net wat hy of sy wil. As jy nou op die paaie ry, ons het gister so 'n bietjie in die verkeer vasgesit, daar by die Kolulies, en ek wil vir u sê, daar is nie paaie nie, maar hulle ry daar. Hulle kom hier op die stofpad verby, daai kar se skokbreker spring amper uit. Daar is 'n plek waar dit inkom soos 'n driehoek, en daar staan hulle, en jy dink by jouself, elkeen doen net wat hy wil. En in hierdie tyd was dit so gewees toe Gideon sterwe, een van die rigters, het sy seun Abimelech sy 69 broers laat vermoor om aan bewind te kom. 'n bose man gewees,
Ons sien dan in Rigters 14 Simson. Ek het vir u al reeds gesê, 'n man wat lief was vir vroue, partytjies en sonde, en hy het hierdie tragiese dood gesterwe, toe hulle sy oë uitgesteek het, en hy soos 'n dier gemaal het, al in die ronde geloop het, en 'n bespotting was vir die Filistyne, omdat hy nie gehoorsaam was aan die Here nie. Die Rigters 19 verhaal gaan ek nie weer herhaal nie, maar hierdie man se vrou wat verkragt was, hy aan 12 stukke opgesny het, en haar liggaamsdele deur die volk Israel gestuur het na die 12 stamme, en toe is daar die oorlog, die Benjamiete word vermoor, en later steel hulle duisende meisies, om vir hierdie mans dan vroue te gee. Voorwaar 'n bandelose tyd, en ek het vir u gesê, die boek Rut in hierdie donker tye, is eintlik soos 'n lig wat skyn. Dis letterlik soos 'n lig wat in 'n donker tonnel skyn, en ons sien God se genade, ten spyte van mense se boosheid. Ek het vir u ook gesê in Suid-Afrika en wêreldwyd, ten spyte van die verval, moet ons nooit God se genade mis, in Jesus Christus, deur die waarheid van die woord. En ek wil vanmôre vir u sê, die kerk van Jesus, weergeborenes, mense wat vanmôre by mekaar kom, soos ons, is 'n helder lig wat skyn, in hierdie goddelose land, en in hierdie goddelose wêreld. Moenie dink, dat u geen doel dien nie. Die Here het u gemaak as 'n skynende lig, in die donker wêreld, en ek vra dikwels die vraag, hoeveel kers het jy nodig, om 'n vertrek te verlig? Net een. Hierdie groot vertrek sal verlig word, deur een ou klein kersie, daarom is u en ek nie doelloos hier nie, maar juist dat God ons hier stuur, of gebruik dan ook, om vir hom 'n getuie te wees. Die tweede boodskap het gegaan oor Elimelech wat getrek het na Moab, en ons het gesien dat hy gesterf het, sy 2 seuns, Naomi kom terug na Bethlehem, en sy was bitter, haar naam beteken eintlik aangenaam, Naomi beteken aangenaam, sy sê, noem my Mara, want die Almagtige het my baie leed aangedoen, en het ons gekyk na die ongegronde bitterheid van Naomi se lewe, die 3 punte wat ons hanteer het. Die laaste een, waak teen bitterheid, wat jou dwaas laat optree en praat. Moet nooit iets doen, en nooit iets sê as jy bitter is nie. Maar dan sê jy gewoonlik goed, wat jy verlang sal onthou, en wat baie skade dan sal bring. Boodskap 3 het gegaan oor die lesse uit die lewe van Elimelech. Elimelech het nie gewandel deur geloof nie, maar deur aanskoue. Die geestelike was nie vir hom belangriker as die tydelike nie, en ons het vir u gesê dat die vyande gelaster het, en ook die optrede wat altyd gevolge sal hê. Boodskap 4 het gegaan oor die veiligste plek om te wees, is onder die vleuels van die God van Israel. Ons het gekyk na Rut se lewe, Rut wandel deur die geloof, sy werp haar totaal op die genade van God, en Rut se lewe en optrede bring hoop aan Naomi. En ons het afgesluit met die woorde by hierdie boodskap, uit sy volheid het ons almal ontvang, genade op genade. As jy die môre opstaan en jy dink by jouself, alles is eintlik te vergeefs, en daar is niks voor om te lewe nie, onthou, net die feit dat jy jou oë opgemaak het, is genade uit die hand van God. En hoeveel te meer nog as die waarheid van sy woord jou deel is. Ons het laasweek 'n bietjie gekyk na die soewereiniteit van God wat aan die werk is. Die 2 punte, niks gebeur toevallig nie. God is soewerein. Ons kom nie per ongeluk oor die pad van iemand anders te nie. Daar is nie iets soos toeval in die kind van God se lewe nie. God werk alles ten goeie mee. En God se soewereine plan sal nie deur mense gestuit word nie. Ons het daarna gekyk, en jou versie wat u moes gememoriseer het, kom ek vat hom weg, wie gaan of my opsê? Okay, going, gone. Okay, kom ek sê vir u, die verborge dinge is vir die Here onse God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet. Onthou, daar is 'n misterie van God wat u en ek nie gaan kan pyl nie. Mense stuur baie keer vir my boodskappe, en dan sê hulle vir my, luister, verduidelik gou vir my hoe het hierdie ding gewerk. Dan sê ek vir hulle, ek weet nie. Ek het nie 'n geheime kanaal na die heerlikheid om vir die Here te sê, verduidelik gou hierdie verborge saak, wat in die woord opgeteken is nie. Maar wat ek vir u kan sê, daar is genoeg in God se woord geopenbaar, dat ons die Here kan dien met vrymoedigheid, en met blymoedigheid, en met sekerheid, omdat sy woord aan ons geopenbaar is. Ek het vir u gesê, ons opdrag is nie om alles te probeer verstaan, te verklaar, te ontleed, te voorspel, of te probeer manipuleer nie. Ons leef een dag op 'n slag, in volle vertroue dat die alleenwyse God in beheer is ook van my lewe. Vriende,
Ek praat met baie mense, ek besoek by baie mense, ek kom by baie mense, en die meeste sit met hierdie vraagstuk. Waarom het hierdie ding gebeur, en wat is die rede dat die Here hierdie ding toelaat in my lewe, en al wat ek maar net vir u kan sê, en die antwoord wat die woord vir ons gee, is dat die Here God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom lief het, vir die wat na sy voorneme geroep is. Ons kan nie alles verklaar en die fynste detail vir u deurgee nie, maar wat ons vir u kan sê is, God is getrou, en ons sien dit ook in die lewe van Rut, en hoe die Here haar weg dan ook vir haar gebaan het, en vir haar gebring het by hierdie man Boas. Vanmôre lees ons dan Rut 4, en kom ons val weg, en ons lees hierdie baie besondere hoofstuk in die Bybel. En Boas het opgegaan na die poort, en daar gaan sit, en toe die losser juist daar verbygaan, van wie Boas gespreek het, sê hy, vriend, kom nader en sit hier. Net vir u wat wonder wat die woordjie losser beteken, 'n losser was eintlik in Engels is 'n redeemer. En dit was heel moontlik 'n familielid gewees, 'n naby familielid. Ek het vir u laasweek verduidelik hoe het die Swarts huwelik gewerk. Ek het vir die manne gesê, moenie bekommerd wees nie, hy hoef nie met jou broer se vrou te trou as hy sterf nie. Maar die gedagte die Swarts huwelik was ingestel om die weduwee te beskerm van uitbuiting en ook van verarming. En die Bybel sê vir ons dat Boas 'n losser was, 'n redeemer, iemand wat dan ook vir Rut en vir Naomi uit hierdie moeilike omstandighede kon red. Nou Boas het vir Rut gesê, luister, as die son môreoggend opkom, gaan ek in die stadspoort sit en ek gaan wag vir die naderlosser. Daar was een nader as Boas wat vir Rut kon neem. En die Bybel sê vir ons dat Boas het seker gemaak, hy gaan sit vroeg daar, en toe die man nader kom, dit was heel moontlik 'n broer van hom, dit was heel moontlik 'n neef van hom gewees, sê vir hom, vriend, kom nader en sit hier. Hy het nader gekom en gaan sit. Daarop neem hy 10 man uit die oudstes van die stad, en sê, sit hier, Boas het 'n saak om af te handel. So hier sit hierdie klomp manne by mekaar, en die Bybel sê vers 3, en hy sê vir die losser, die stuk grond van ons broer Elimelech wil Naomi, wat uit die veld van Moab teruggekom het, verkoop. Nou het ek gedink, ek sal jou dit meedeel en sê, koop dit voor die wat hier sit, en voor die oudstes van my volk. As jy wil los, los dan, maar as jy nie wil los nie, gee my te kenne, dat ek dit kan weet, want daar is niemand om te los, behalwe jy nie, en ek na jou. En die man antwoord en hy sê, ek sal los. Hierdie man hoor net van die grond. Hy sien net hierdie eiendom wat hy kan verkry. En nou sê Boas vir hom, en hy kom by die waarheid van die verhaal, of die hart van die verhaal sê eerder uit. Daarop sê Boas, die dag as jy die grond uit die hand van Naomi koop, dan verwerf jy tegelyk Rut, die Moabitiese, die vrou van die dode, om die naam van die dode in stand te hou oor sy erfdeel. En die losser sê, ek kan dit nie vir my los nie, anders bederf ek my erfdeel. Neem jy my lossingsreg oor, want ek kan nie los nie. En dit was vroeër in Israel die gebruik by lossing, en by die reiling om enige saak van krag te maak. Die een trek sy skoen uit en gee dit aan die ander, dit was dan die bekragtiging in Israel. Daarom het die losser vir Boas gesê, koop dit vir jou, en hy het sy skoen uitgetrek. Toe sê Boas aan die oudstes en aan al die mense, julle is vandag getuies, dat ek alles wat aan Elimelech, en alles wat aan Giljon en Maglon behoort het, uit die hand van Naomi koop, en ook Rut, die Moabitiese, die vrou van Maglon, verwerf ek vir my as vrou, om die naam van die dode oor sy erfdeel in stand te hou, sodat die naam van die dode onder sy broers en uit die poort van sy woonplek nie uitgeroei word nie. Julle is vandag getuies. Toe sê al die mense wat in die poort was en die oudstes, ons is getuies. Mag die Here die vrou wat in jou huis inkom, maak soos Rachel en soos Lea, wat saam die huis van Israel gebou het, en verwerf mag in Efrata, en maak 'n naam in Bethlehem. En mag jou huis word, soos die huis van Peres, wat Tamar vir Juda gebaar het, uit die nageslag wat die Here jou uit hierdie jong vrou sal gee. So het Boas Rut dan geneem, en sy het sy vrou geword, en hy het maar ingegaan, en die Here het vir haar swangerskap gegee, en sy het 'n seun gebaar. Toe sê die vroue vir Naomi,
Geloof sy die Here, wat in jou vandag 'n losser nie laat ontbreek het nie. En mag sy naam in Israel geroem word. Hy sal vir jou een wees, wat jou siel verkoop, en jou grysheid versorg. Want jou skoondogter, wat jou lief het hom gebaar. Sy wat vir jou meer werd is, as 7 seuns. En Naomi het die kind geneem, en op haar skoot gesit, en sy het sy pleegmoeder geword. En die buurvrou het hom 'n naam gegee, en gesê, vir Naomi is 'n seun gebore, en hulle het hom genoem Obed. Hy was die vader van Isaai, die vader van Dawid. En dit is die stamboom van Peres. Peres was die vader van Hesron, en Hesron die vader van Ram, en Ram van Aminadab, en Aminadab van Nachson, en Nachson van Salma, en Salmon van Boas, en Boas van Obed, en Obed van Isaai, en Isaai van Dawid. Wonderlik om hierdie gedeelte te lees in die woord van die Here. Ek het vir u laas net so 'n bietjie verduidelik dat ook uit hierdie geslag sou die Messias gebore word, en as u dan ook Matteus gaan lees, die geslagregister van Jesus, soos uit die stam van Josef, sien ons baie duidelik, dat Rut en Boas ook in hierdie geslagregister genoem word, omdat God 'n soewereine plan ook met hulle lewe gehad het. Vanmôre gaan ons bietjie kyk by hierdie laaste boodskap van die boek Rut, of vanuit die boek Rut, oor die bepaalde gedagte van Boas en sy rol as losser. Die man Boas en sy rol as losser. Vers 8 van Rut 4 sê, daarom het die losser vir Boas gesê, koop dit vir jou, en hy het sy skoen uitgetrek, en toe sê Boas aan die oudstes en al die mense, julle is vandag getuies dat ek alles wat aan Elimelech en alles wat aan Giljon en Maglon behoort het, uit die hand van Naomi koop. En ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na hierdie laaste boodskap, en die gebed van my hart is, dat die Here vir ons baie ryklik sal seën. Nou vriende, in die weke wat verby is, het ons stilgestaan by hierdie baie besondere Ou Testamentiese boek, vir u gesê, dis hierdie ligpunt in hierdie donker tydperk, waarin die volk Israel hulle self bevind het. En ons het nou na 'n klomp dinge gekyk, en ons het al reeds so 'n bietjie by die inleiding 'n oorsig gegee, en ons het sekere van die karakters hanteer. Ons het 'n bietjie gekyk na Naomi, die feit dat sy eintlik 'n aangename persoon was, en weens al die dinge wat gebeur het, in die ongehoorsaamheid van Elimelech, 'n bitter mens geword het. Ons het gekyk na Elimelech, na Naomi, na Rut, en vanoggend gaan ons kyk na 'n paar eienskappe van die man Boas, en in besonder ook sy rol as losser, of in Engels dan redeemer, van Rut en van Naomi. En ek gaan sommer dadelik wegval by die eerste gedagte, om vir u 'n karakterskets te gee van die man Boas, en dan 'n toepassing te maak op my en jou lewe, want u sien, alhoewel ons nie presies die tydsomstandighede van Boas en Rut beleef nie, kan ons die waarheid van God se woord op ons lewe toepas. Ek gaan môreoggend by ons oordenkings bietjie praat oor die Ou Testamentiese wette en hoe dit op ons van toepassing is. U sal sien in die Ou Testamentiese wette is daar die morele wette, die siviele wette en die geregtelike wette. En alhoewel alles nie presies so op ons van toepassing is nie, is daar verseker 'n beginsel wat ons deurtrek vanuit God se woord, omdat die hele skrif deur God ingegee is, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing en onderwysing in die geregtigheid. Hoor nou, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Daarom is die Bybel vir ons belangrik, en ook die Ou Testament, en in besonder die karakterstudie van die man Boas. Die eerste ding wat ek raak gesien het in Boas se lewe, is dat Boas het omgegee vir sy naaste. Boas het omgegee vir sy naaste. Rut 2 vers 4. Ek gaan vir u net so kort oorsig gee uit die boek, en bietjie stil staan by hierdie man Boas se omgee, en sy hart van omgee vir mense, en dan by die toepassing uitkom. Daar staan, en Boas het juis van Bethlehem afgekom, en aan die snyers gesê, hy was die eienaar van 'n stuk grond, en daar was 'n oes wat van die land afgehaal moes word, en toe hy by die snyers aankom, toe sê hy vir hulle, mag die Here met julle wees, en hulle het hom geantwoord, mag die Here u seën. 'n baie mooi groet, 'n gebruik in daardie tyd. Daarop sê Boas aan sy dienaar, die opsigter oor die snyers, van wie is hier die jong vrou? Dit is nou Rut. En die dienaar, die opsigter oor die snyers, antwoord en sê, dit is die jong Moabitiese vrou, wat saam met Naomi uit die veld van Moab teruggekom het. En sy het gesê, kan ek maar are optel en insamel by die gerwe agter die snyers. Sy het toe gekom en gebly van môre tot nou toe.
Sy het maar min daar in die huis gesit. Toe sê Boas vir Rut, luister tog my dogter, jy moenie op 'n ander land gaan are optel nie, en jy mag ook nie hier vandaan weggaan nie, maar jy moet jou by my diensmeisies aansluit. Ek het vir u gesê, hier alreeds sien ons dat Boas die skoot hoogdeur het. Toe hy hierdie vrou sien, was daar onmiddellik hierdie, wat die Here ons gee, hierdie aantrekking tot hierdie vrou, en het hy ook vir haar gesê, dat sy by die diensmeisies moet aansluit. Ons sien ook in Rut 2 vers 14, en teen etenstyd het Boas vir haar gesê, kom hierheen en eet van die brood en steek jou stukkie in die asyn. Daarop gaan sy langs die snyer sit en hy het haar gebraaide koring gegee en sy het geëet en versadig geword en oorgehou. Daarna sê hy, gee die tjalie wat jy om het en hou dit oop, en sy het dit oopgehou en hy het 6 mate gars afgemeet en dit op haar gesit en die stad ingegaan. Hoeveel is hier 6 mate gars, kan u onthou? 13 kilogram. So hy was heel verlief op hierdie vrou, so hy het vir haar genoeg gegee om dan ook vir haar 'n skoonmoeder te neem. Nou vriende, ek het vir u gesê dat hierdie hele verhaal is 'n baie besondere liefdesverhaal in die Bybel met God se soewereiniteit wat alles so gewerk het dat Boas en Rut sou trou en later uit hulle geslag die Messias gebore sou word. Maar daar was dinge wat elke dag gebeur het. Hulle het nie hierdie soewereine plan geken nie. Daar was nie aan hulle geopenbaar wat God op die ou einde sou doen nie. Hulle het een dag op 'n slag gelewe met die omstandighede wat hulle beleef het en so gesien hoe God hierdie plan dan ook in verwerkliking bring, hoe die Here hierdie plan dan ook uitvoer en God dan ook homself verheerlik deur hierdie pragtige verhaal. Nou vriende, as ons kyk na hierdie paar verse wat ons gelees het, dan sien ons dat Boas 'n man was wat omgegee het vir ander mense. Nie net teenoor Rut nie. As ons die gedeelte lees, dan sien ons die wyse waarop hy sy werkers gegroet het. Ons sien dat daar ander mense was wat op sy land opgetel het, wat are opgetel het, wat hulle self dan ook hierdeur kon voed, dat hulle versadig kon word. Hierdie man Boas was 'n man wat nie alles vir homself toegeëien het nie, maar die gesindheid gehad het om te gee vir die werkers, te gee vir die mense wat armoedig was, te gee vir Rut en dan ook vir haar skoonmoeder. En vriende, deur hierdie gesindheid van Boas, sien ons ook sy gehoorsaamheid aan God se wonderlike woord. U sien, dis nie iets wat Boas gedoen het, omdat hy 'n goeie mens was, en eintlik 'n goeie hart gehad het nie, maar baie duidelik uit die teks sien ons dat die man Boas 'n liefde vir God gehad het, en sy gehoorsaamheid aan die Here, het meegebring, dat Boas dan ook hierdie wonderlike daad van omgee verrig het. Levitikus 19 vers 9 sê vir ons, en Boas het deeglik kennis gedra van wat die Here vir hulle gesê het as volk. Daar staan, en as julle die opbrengs van julle land oes, moet jy die kant van jou land nie heeltemal afoes, en die are wat val nie versamel nie. Jou wingerd moet jy ook nie skoon afoes nie, en die trossies wat van jou wingerd val, nie versamel nie. Vir die arme en die vreemdeling moet jy dit laat oorbly, ek is die Here, julle God. Is dit nie wonderlik om God se genade in hierdie teks te sien, wat hy ook aan die behoeftiges in die volk Israel bewys het, en selfs die vreemdelinge wat na Israel sou kom. En dit is ook Boas se gesindheid gewees. Hy was nie 'n man wat alles vir homself gehou het nie, maar juist die gesindheid gehad het, om sy hand en sy hart oop te maak vir mense wat minder as hy gehad het. En vriende, ek het daaraan gedink terwyl ek hierdie teks bestudeer het. Is dit nie ook die gesindheid wat die Here Jesus in die woord geopenbaar het nie? Hy het mense gevoed en hy het vir mense gegee, en hy het dikwels gesê dat mense so skape sonder 'n herder is. Wanneer daar nie voedsel was nie, het hy brode vermeerder en die visse vermeerder en vir hulle gegee. En die Here Jesus kom baie duidelik en hy sê daar in Matteus 22:37, Jesus gee 'n samevatting van die wet, soos ons dit vind daar in Eksodus 20, en hy sê dat ons die Here ons God moet lief hê met ons hele hart, siel en verstand. Dis die eerste en groot gebod, en die tweede wat gelyk staan aan die eerste, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons kan nie God lief hê en ons naaste haat nie. En baie mense vra my, wie is my naaste? Nou, as jy getroud is jou vrou die naaste, of jou man die naaste, jou kinders, dan is dit jou familie, jou geestelike familie, die kinders van die Here, jou bure, mense in die omgewing. Daarom is dit belangrik om te sien dat as daar 'n liefde vir God is,
sal ander mense my liefde ook sien. En liefde, vriende, is nie net woorde nie. Liefde is ook dade. Dis iets wat ek bewys. Nou vriende, ons sien dat hierdie man Boas hierdie gesindheid openbaar het. En hy het hierdie oes van hom dan, toe hy van die veld of van die land afgehaal het, nie alles ingesamel nie, sodat die armes, die weduwees en die vreemdelinge ook iets gehad het om te eet. En nou sit jy miskien vanmôre daar en dink by jouself, maar dis 'n bargain. Ek het nie 'n land wat ek afoes nie. So as ek een gehad het, dan sou ek hierdie goed gelos het vir die armes en vir die weduwees en vir die elendiges. Jy moet onthou, daar was nie pensioenfondse nie. Daar was nie ouer huise waar jy 'n weduwee heen kon stuur of 'n skoonmaak kon stuur en sê, luister, sorg vir haar tot sy die dag doodgaan nie. Versorging moes plaasvind in die plaaslike huisgesin. En baie belangrik sien ons, dat alhoewel ons nie landerye het nie, is die beginsel vanmôre nog steeds daar. As ons sê ons het God lief, moet ons omgee vir mekaar. Moet ons omgee vir ons naaste. Ons moet selfs ons vyande lief hê. En hoe werk hierdie beginsel en kom ek probeer vir u verduidelik. Nou vriende, die Here probeer nie vir ons sê, en uit Boas se optrede is daar nie 'n gedagte wat ons kan aflei, dat ons maar net links en regs vir almal moet gee, wat vir ons vra nie. Ek dink as ons vir almal moet gee wat bedel in die dag en tyd waarin ons in leef, sal ons bankrot by die huis aankom, heel moontlik met die voete. Want hulle sal ons kar vat, hulle sal ons huis vat, hulle sal alles vat. Die behoeftiges raak al hoe meer en dikwels, vriende, subsidieer mense wat lui is om te werk en hulle noem dit barmhartigheid of 'n omgee vir my naaste. Wat ek vanmôre vir u probeer sê is, daar is 'n beginsel wat geld hier, dat ons moet omgee, maar ons het wysheid van die Here nodig in hierdie saak. Dat ons omgee, maar nie 'n vermorsing sal wees van dit wat die Here aan ons toevertrou het nie, maar dat ons met wysheid sal gee vir die wat behoeftig is. Daar is 'n geskrif wat die apostels geskryf het, dis een van die oudste geskrifte, en hulle noem dit die Didagai. Wie het al gehoor van die Didagai? Didagai is een van die oudste geskrifte van die apostels, en in daardie Didagai, ek dink is hoofstuk 7 staan daar, dat die almoes in jou hand moet sweet, voor jy dit uitgee. Het die apostels gesê, jy moet alles vir jouself hou, en hierdie ou almoes in jou hand moet jy hou, tot die bitter einde toe. Nee, die beginsel, moenie net vir almal links en regs gee nie. Omgee beteken nie, om die een wat langs die pad staan te subsidieer in sy sonde nie. Dit beteken nie om daardie mense wat op die einde van die dag nie eerbaar wil wees in hulle werk, subsidieer met dit wat die Here aan jou toevertrou het nie. So wat is die beginsel? En vriende, my filosofie, u almal ken dit, ek gaan dit vanmôre net weer vir u noem, om uitbuiting te keer. Is my beginsel dat ons gee by die plaaslike gemeente waar jy dan deel van is. En vanuit die gemeente word daar dan ook hierdie barmhartigheidsorg hanteer. Daar word gegee vir die weduwee en die weeskinders. Daar word versorging gebied, sodat mense ook God se goedheid vanuit die gemeente kan sien en eer kan bring op die naam van die Here. Dit beteken nie dat ek nooit vir iemand anders iets mag gee nie, maar ek wil vir u sê, in die jare in die bediening het ek gesien dat die grootste uitbuiting kom van mense wat nie regtig behoefte het nie. Hulle het nie regtig behoefte nie, maar hulle identifiseer mense wat baie het, hulle speel op hulle gevoel, en op die einde van die dag vind daar uitbuiting plaas. As die Here sê ons moet omgee vir ons naaste, soos vir onsself, dan vra ons die Here vir wysheid, ons vra hom vir insig, ons is getrou in die gee by ons plaaslike gemeente, en soos ek en my vrou die gewoonte het, as mense ons bel en glo my, ons kry hierdie oproepe amper weekliks. Dat mense jou bel en sê, luister, ons het hierdie of hierdie een wat ons ken, wat in nood is, kan julle hulle nie help nie. Ons het 'n paar standaard vrae wat ons vra. Die eerste vraag wat ons vra is, wat dink u wat is die eerste vraag? In watter gemeente is hulle? Waar besoek hulle? Want die Bybel sê die gemeente moet sorg dra vir mekaar.
En dan begin daar al reeds 'n onrustigheid kom. Okay, wat se gemeente is hulle? En gewoonlik kom die mense nadat hulle bietjie geaarsel het en hulle trek die haas uit die hoed en hulle sê, hulle is in daai en daai gemeente en daai dorp. Die volgende vraag is, kan ek asseblief die pastoor of dominee se nommer kry? Ons sal hom vir jou gee, moenie worry nie. Maar hulle het nou dringend R3000 nodig. Ek sê, okay, solank jy vir my die kerk se naam gee, die gemeente se naam, die leraar of die pastoor se nommer gee, dan sal ons hierdie mense bel en vra waarom dra hulle nie sorg vir hulle mense nie. En dan hoor ons weer van hulle. Eendag lank gelede het iemand my gebel en hulle het nooit weer teruggekom na my nie. Luister vriende, die hele gedagte van Boas se gesindheid was gewees 'n opdrag van die Here om te gee vir mense. Daar was mense wat by hierdie land kom koring optel het om hulle self te versorg. En die Bybel sê dat hulle self nie verryk nie, daar was vir hulle gesorg vir die daaglikse ete. En so ook by die gemeente, het ons nodig om versigtig te wees, om nie vir elke Janrap in sy maat te gee nie, maar nog steeds die liefdevolle gesindheid van Jesus te openbaar, sodat as ons behoefte identifiseer, dat ons met die liefde van die Here ook versorging kan gee. Romeine 13:10 sê, die liefde doen die naaste geen kwaad nie. As jy vanmôre het, is jy nie beter as die een wat nie het nie. In 'n dag, in 'n oomblik, kan jy dit wat jy het verloor. En dan het jy nodig om te weet, daar is 'n gemeente, wat soos 'n vangnet jou sal opneem, en jou sal versorg in tye van nood. Dikwels, vriende, is daar mense wat geliefdes aan die dood afstaan. Daar is mense wat hulle werk verloor. Maar die hartseer as jy met hulle praat, daar is nie 'n gemeente waarvan hulle deel is, wat in hierdie tyd van nood hulle kan bystaan nie. Daarom belangrik om dit dan te sien. Romeine 15 vers 2 sê, want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting. Die naaste aan jou het ek gesê, as jy man is, jou vrou, jou man, jou kinders, jou gemeente, die mense die naaste aan jou, luister. Die geestelike gemeente is belangriker as die tydelike. Luister wat ek hier sê. Daar is baie mense in ons familiekringe wat die Here nie ken nie, ons is ver verwyderd van hulle. Die huisgenote van die geloof, ons is naby aan hulle en ons liefde vir hulle, dring ons om ook die liefde van die Here Jesus te openbaar, deur te gee. Daar is selfs, en u weet wat in ons gemeente aan die gang is, dat ons uitreik na kinderhuise, dat ons uitreik na mense wat behoeftig is, maar binne die raamwerk van 'n gemeente, om nie net te gee, om die tydelike behoefte te voorsien in nie, maar ook die geestelike. Belangrik dat ons ook geestelike versorging sal bied. Maar die kruks van vanmôre se gedagte van Boas se lewe as 'n man wat omgegee het, wat is my en jou hartsgesindheid? Wanneer ons sien dat iemand swaar kry, en wat se gesindheid openbaar ons aan hulle? Galasiërs 5 vers 13. Want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde, want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou, ek wil net hierdie vraag probeer beantwoord, en dan gaan ons oorgaan na die volgende gedeelte. Dit ons vra mense my nou, wat doen jy met iemand wat by die roebord staan? Gee vir hulle geldjie. Wat dink jy? Nie. Is ek so hard? Liefdeloos? Nee. Ons kan nie gee nie. Waarom nie? Want 9 uit die 10 van hierdie mense, 9.9 uit die 10 van hulle subsidieer hulle sondige praktyke. Glo my, ons het al van daardie mense gekry om by ons te werk. Ons het al met hulle gepraat. Ons het al die evangelie met hulle gedeel. Van hulle het ons al besteel. Omdat hulle sondige praktyke wil subsidieer, en dan sal hulle nog so verwaand wees om vir jou te sê, luister, julle kan bly wees dat ons nie inbreek by julle en steel nie. Hoe moet hulle seker bedank dan as hulle dit vir jou sê, ek weet nie. Maar die hele gesindheid wat ons lees hier in die boek Rut, sien ons dat die gesindheid van Boas was een van omgee. En ons gee nie om vir ons naaste as ons net vir hulle gee, om ons gewete stil te kry nie.
Die gee moet ook wees om daardie persoon te leer ken en te sien wat sy werklike behoefte was. Boas, vriende, was anderste as wat ons lees in Lukas 16. Ons lees in Lukas 16 van die ryk man en Lazarus. Die Bybel sê dat die ryk man het baie gehad, Lazarus het niks gehad nie. En die ryk man het nie moeite gedoen om uit te vind wie is hierdie man wat by sy poort gelê het nie. Hy het meer gedink van homself as wat hy behoort te dink, en Boas het net 'n ander gesindheid gehad. Mag u en my gesindheid wees, om te gee vir ons naaste. Onthou, hier by die gemeente begin dit. Dit kring uit na buitekant toe. En daarom kan ons met groot vrymoedigheid sê, dat die Here se beginsel van die Ou Testament, deur na die Nuwe Testament, is om te gee vir ander. Om te gee vir hulle wat regtig behoefte het. En hierdie behoefte te vervul, soos die Here dit dan ook van ons vra. Die tweede gedagte wat ek raak gesien het van Boas se lewe, hy was 'n man met selfbeheersing en integriteit. Selfbeheersing en integriteit. Hoe het dit gebeur? In Rit 3 vers 8, wat verlede week hier was, sal onthou het ons het hierdie gedeelte gelees, dat Boas was op die dorsvloer gewees, hulle het daar oorgeslaap tot die oes verby was, en nou sê die Bybel vir ons dat Naomi het vir Rit gesê, gaan na die dorsvloer, en daar teen middernag moet jy by die voetenend van Boas inkruip. En dan moet jy wag om te sien wat sal gebeur. Kom ek lees vir u, dan ontleed ons gou hierdie gedeelte. Rit 3 vers 8, en die man het teen middernag geskrik, dis nou Boas, en voor haar gebuig, en daar lê 'n vrou aan sy voetenend. En hy vra, wie is jy? Ek dink hy het hom boeglam geskrik, was verbaas. Wie is jy? Toe antwoord sy, ek is Rit, u dienares, brei dan u vleuel oor u dienares uit, want u is die losser. Waarvoor het sy gekom? Om 'n boodskap aan Boas oor te dra. Jy is die losser, die redeemer, ons gaan nou bietjie meer daarby stil staan. Vers 10, hy sê vir haar, geseënd is jy deur die Here my dogter, jy het jou laaste liefde beter gemaak as die eerste, omdat jy nie agter jong manne arm of ryk aangeloop het nie. Wees dan nou nie bang nie my dogter, alles wat jy sê, sal ek vir jou doen, want die hele stadspoort van my volk weet, dat jy 'n deegsame vrou is. Nou lees ek vir u verder, nou dan, vers 12, dit is sekerlik waar, dat ek die losser is, maar daar is nog 'n losser nader as ek. Bly vannag oor, en as hy jou môre wil los, goed, hy kan los, maar as hy nie lus het om te los nie, dan sal ek jou los. So waar as die Here leef, bly lê tot môre, en sy tot die môre aan sy voetenend bly lê, maar nog voordat een die ander kon herken, het sy opgestaan, want hy het gesê, dit mag nie bekend word, dat die vrou op die vloer gekom het nie. As 'n mens hierdie gedeeltes in die Bybel lees, dan is interessant nogal, mense kyk na hierdie X-rated movies, maar as hulle hierdie in die Bybel lees, dan sê hulle, kan jy glo, dat hierdie sulke goddelose mense was? Dan dink ek, ja, jou verstand is verrot, met alles wat jy op televisie sien, en onmiddellik lees jy in hierdie verhaal iets boos, terwyl die verhaal en die vertelling vir ons net die teenoorgestelde sê. Jy sien die ongeredde of die wellusteling, wat hierdie gedeelte lees, sal sê dat Boas en Rut het oneties opgetree, maar as ons die kultuur van daardie tyd gaan kyk, was dit 'n gebruik, en daarom het Naomi vir die Moabitiese vrou Rut gesê, dis wat jy moet doen my kind, sodat hierdie saak van die lossingsreg afgehandel kan word. Dat Boas kan weet, hy is die losser, en dat hierdie saak so vinnig as moontlik afgehandel kan word. Rut was 'n deegsame vrou, en as jy 'n studie gaan doen, en dis die huiswerk, jy gedink jy gaan vanmôre kom sonder huiswerk te kry? Volgende week wil ek dit nasien, hè? Rut was 'n vrou wat baie van die eienskappe van die Spreuke 31 vrou, die vrou ver bo korale geopenbaar het. Nou Rut was 'n vrou, vriende, wat eties opgetree het. Die Bybel sê vir ons, dat haar naam het haar vooruitgeloop in die stadspoorte, dat sy 'n deegsame vrou was, 'n vrou met inbors, en 'n vrou met integriteit. Die Bybel sê vir ons, sy het aan sy voetenend gaan lê. Sy het hom nie probeer verlei nie. Sy het nie onsedelike dinge gedoen nie. Sy gaan lê aan die voetenend en sy wag. Dat Boas vir haar sê wat om volgende te doen. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, Boas skrik hom boeglam toe hy wakker word,
en hierdie vrou by sy voete vind. En hy vra vir haar, wie is jy? En hoor wat is haar antwoord? Ek is u dienares. Sy weet dat sy absoluut oorgegee is aan die genade van Boas. Sy ken die God van die Bybel, maar daar is 'n proses waardeur sy moet gaan. Sy sê, ek is u dienares. U is die bloedverwant wat my kan verlos van die haglike omstandighede waarin ek verkeer. U sal onthou, ek het vir u gesê, dat Naomi en Rut het teruggekom, hulle het niks gehad nie. Weduwee is arm, oorgegee aan die genade van die samelewing, maar bo alles ook die goedheid van die Here. Hoor Boas se antwoord. Hy sê nie vir haar, luister jou flerry, klim hier uit my kooi en gaan terug na jou huis nie. Want Boas het haar leer ken. Sy was nie 'n los vrou nie, sy was nie 'n onsedelike vrou nie. Sy was 'n vrou van integriteit. Boas sê vir haar, geseënd is jy deur die Here my dogter. Geseënd is jy deur die Here. Jy het jou laaste liefde beter gemaak as die eerste. Hoor gou, omdat jy nie agter jong manne arm of ryk aangeloop het nie. Wat sê Boas vir haar? Ek kan sien dat jy nie 'n goedkoop meisie is nie. Dat jy nie agter die jong manne aanloop en jouself gedra soos van hierdie dames hulle gedra nie. Vers 11. Wees dan nou nie bang nie, my dogter. Alles wat jy sê, sal ek vir jou doen. Want die hele stadspoort van my volk weet dat jy 'n deegsame vrou is. Nou toe ek in die Namakoland aangekom het ek op 'n stadium my eerste gemeente of my eerste boodskap by die gemeente, toe preek ek, toe sien ek daar regs agter sit 'n vrou en 'n man. En die volgende week is hulle weer daar so. En ek gaan op 'n stadium na Ethel toe en ek sê vir haar, is dit die man se dogter hierdie? Sy sê, nee, dis haar man. En toe kom ek agter in Namakoland het hulle Rut gelees. Want die jonger vrouens het die ouer mans gevat. En ek wil vir julle sê, gelukkig het ek nie te veel gepraat, toe ek hierdie mense gegroet het nie. En nou die volgende vrou, gaan dit met jou dogter, wat is jou dogter se naam nie? Maar in hierdie geval was dit baie duidelik gewees, hy was die losser gewees en Rut werp haarself op die genade van Boas. Vriende, die Bybel sê vir ons, sy het tot die môre gelê by sy voet en end, maar voordat die een die ander kon herken, het sy opgestaan, dat dit nie bekend kan word dat sy op die vloer gekom het nie. U sien, Boas het geweet wat God se woord leer, so ook Rut. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat die Here haat hoerery, hy haat losbandigheid en hy haat oorspel. Luister wat die woord van die Here vir ons leer. As hierdie sonde deur Rut en Boas gepleeg was, het albei wat gekry? 'n mooi huwelik, né? En 'n mooi seremonie. Die doodstraf. Albei sou onmiddellik doodgemaak geword het. Daarom kan ons met sekerheid sê dat hierdie mense het integriteit gehad. Hulle het inbors gehad. Dit was mense met selfbeheersing. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat hierdie twee mense in eerbaarheid ook dan getrou het later en so God verheerlik het. Ek het die toepassing hier op my notas geskryf. Die meeste liefdesverhale vandag lyk heel anderste as die Boas en Rut liefdesverhaal. Jonk en oud vriende het in die struik van Satan getrap om seks en liefde met mekaar te verwar. Die een dink dat liefde en seks dieselfde ding is en die ander een is besig om hierdie vuur amper te stook met petrol wat hulle daarop gooi. Ons beleef 'n samelewing waar mense nie meer hierdie integriteit het en hierdie heilige karakter het, waar hulle God verheerlik, dat hulle nie voor die huwelik en in die huwelik hierdie seksuele sonde pleeg nie. Dit is so hartseer, want die Bybel sê vir ons baie duidelik, daar in Spreuke 6:32, hy wat oorspel pleeg is sonder verstand. As jy vanmôre oorspel pleeg, is jy breinloos. Luister, ek gee nie om wat se kwalifikasie jy het nie. Jy's iemand wat nie dink nie. Jy's soos iemand sonder verstand. Jy's iemand wat nie kan verstaan waaroor die lewe gaan nie. Hy wat sy eie lewe wil verwoes, hy doen so iets. In my lewe het ek al baie met dit te doen gekry, hoe 'n hele huishouding uitmekaar val, oor 'n man wat hom nie kan inhou nie, of 'n vrou
wat haar nie kan inhou nie. Vers 33 sê, sla en skande sal hy kry, en sy smaad sal nie uitgewis word nie. Dis die groot saak wat ons hier in Boas en Rut se lewe sien. Hulle was mense van integriteit, inbors en selfbeheersing. Maar ook 'n ander saak wat ek gesien het, vriende, was Boas was 'n man wat die waarde van 'n goeie naam en 'n onberispelike karakter geken het. Hy beskerm vir Rut deur haar weg te stuur van die dorsvloer en hy sê vir haar, luister, hierdie saak sal spoedig afgehandel word. Ek het daaraan gedink, vriende, wat die Bybel vir ons sê, 'n naam is verkiesliker as groot rykdom en guns beter as silwer en as goud. In daardie tyd was daar nog 'n mate van skaamte gewees. Dink as Rut en Boas bymekaar gekom het op die dorsvloer en daar was 'n kind verwek, wat sou die samelewing dan gesê het? Jy gesien daai vlerrie wat oorgekom het van Moab af. Sy het hierdie ou man gevang want hy het baie van hierdie. Hy het baie pitte. Dit was die gesindheid, dit sou die gesindheid gewees het, maar omdat Boas geweet het dat hy integriteit en 'n heilige lewe voor die Here moet leef, het hy ook hierdie vrou se naam en karakter beskerm. En die Bybel sê vir ons, dit is iets wat God vir ons uit genade skenk. Prediker 7 vers 1 sê, 'n goeie naam is beter as goeie olie, en die sterfdag beter as die geboortedag. Nou ek het nie die sterfdag beter as die geboortedag onderstreep nie, want dan wil ek met 'n preek daaroor hou. Die meeste van u dink die sterfdag is slegter as die geboortedag. En vir ongereddes is dit so. Hulle sterfdag gaan verskriklik wees. Hulle gaan 'n ewigheid wees sonder die Here. Maar iemand wat met inbors en karakter optree, en 'n lewe wat God verheerlik, kan met sekerheid sê, luister, die dag as ek sterwe sal dit beter wees as wat my geboortedag was. Ek moet klaarmaak die gedagte wat ons nog gesien het, sy woord was sy eer gewees. Boas was nie 'n man wat iets gesê het en dit nie gedoen het nie. Hy sê in Rut 3:13, bly vannag oor, en as hy jou môre wil los, goed, hy kan jou los. Die los is die gedagte van jou koop, die grond koop by Naomi, jou as vrou vat, die naaste losser. As hierdie naaste losser dit nie doen nie, sal ek jou los. So waar as die Here leef, ek sal dit doen. En nou weet ons wat gebeur het, Rut 4:1, ek gaan dit nie weer lees nie. Hy het opgegaan na die poort en vir daai man gesê, vriend, kom sit. 10 van julle kom sit, hierdie saak moet nou afgehandel word. Vriende, Boas het eenvoudig gedoen wat hy gesê het. Hy het beloof, hy gaan die saak afhandel, en hy het dit gedoen. Hy het nie vir Rut en Naomi aan 'n lyntjie gehou nie. Hy het nie iets gesê en dit nie gedoen nie. Dit was 'n man wat 'n onberispelike karakter gehad het. Vir my en vir jou as man vanmôre het ons nodig om na Boas se lewe te kyk. Om te sien hoe Boas geleef het en hoe Boas opgetree het. En ek vra jou vanmôre die vraag, is jy 'n man wat sy woord sy eer is? U as dame wat vanmôre hier sit, is jou woord jou eer? Ek onthou in een van my gemeentes het ek oor hierdie saak gepreek en die man kom na die tyd na my toe en hy sê vir my, ek is jammer dat ek dikwels goed beloof en dit nie doen nie. En hy stap daar weg en hy doen presies dieselfde. En ek het hier op my notas geskryf, 'n duidelike bewys van berou en vergifnis is om nou die regte ding te doen. Om jammer te sê ek het iets verkeerd gedoen en dan in jou optrede te volhard is nie regtig om jammer te wees of om vergifnis te vra nie. Ek dink is een van die deugdes wat in die kerk van die Here Jesus besig is om skibreek te lei. Mense beloof maar hulle doen nie. Hulle woord is nie hulle eer nie. Hulle sê hulle doen en dan doen hulle nie. Van die jongste tot die oudste. En die vraag vanmôre net is, wat sê die Here oor hierdie saak? Die Here sê vir ons baie duidelik, wat oor jou lippe gaan, moet jy doen. Jy moet dit hou en dit doen. Luister, ek en my vrou het al skade gelei, finansiële skade, omdat ons vir mense iets gesê het, en dan moes ons dit doen. Want ons het 'n belofte aan hulle gemaak. Nie noodwendig ek beloof ek sal dit doen nie, maar met die woorde gesê. Daarom is belangrik, moenie dat jy later die reputasie kry, dat jy iemand is,
wat oneerbaar is in jou optrede. Jy sê iets en jy doen dit nie. Jy kan hoeveel keer sê, Here, Here, maar as jou karakter besoedel is met mense wat jy te nagekom het in jou lewe, sê die Bybel, sal jy voor God rekenskap gee. Daarom as jy iets gesê het, doen dit. Die Here sê in Psalm 116 vers 18, ek sal my geloftes aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk, in die voorhoewe van die huis van die Here, binne in jou, o Jerusalem, halleluja. Wat beteken dit? Is die belofte wat ons net aan die Here maak? Nee. As ek vir iemand sê, ek gaan vir hulle doen, wie is by? Glo julle die Here is by? Glo julle hy is alomteenwoordig? Hier staan ek, skud ou se hand en ek doen 'n besigheid transaksie met hom om iets te doen, en ek draai om en ek doen die teenoorgestelde, is ek eerbaar voor God? Die Bybel sê vir my, die Here is as getuie ingeroep, al sê ek dit nie fisies met my mond nie, maar as ek bely ek behoort aan die Here, moet ek doen wat ek gesê het. Prediker 5 vers 3, as jy gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie. Want daar is geen welgeval en dwaas in die betaal wat jy beloof. Dit is beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Ek hoor hoe mense links en regs beloftes maak, aan die Here, aan mekaar, aan mense. Ons dink aan die huweliksbelofte, waar hulle die Here inroep as getuie en sê, Here, ek sal hierdie vrou lief hê, till death do us part. Maar Here, ek sien asseblief die fynskrif ook. As hy my gaan irriteer, dan gaan ek ook ontslae raak van haar. Net so fynskrifie. Of een of ander ding wat ons doen, ons maak 'n lidmaatbelofte, of ons maak 'n belofte as volk dat ons God gaan eer op 16 Desember, wat ons uit die kloue van die dood gered het. En wat doen ons? Ons maak beloftes en ons sê dinge en ons doen nie wat ons beloof nie. Boas was nie so 'n man nie. As hy iets gesê het, dan het hy dit gedoen. En ek sluit af en dis my verjaarsdag, so ek mag bietjie oor tyd preek. Dis my geskenk wat u vir my gegee het, vir my verjaarsdag dat ek kan preek tot ek moeg is. En ek wil vir u sê, ek het nou nuwe asem hoor. Laaste gedagte, Boas, die losser as tipe van Jesus. Rit 4 vers 3 en hy sê vir die losser, die stuk grond van ons broer Elimelech, as jy hom wil koop, koop hom, en as jy hom koop, moet jy Rit die Moabitiese saamneem. Jy kan nie net die grond koop nie, jy moet hierdie vrou ook neem. Maar wat ek klem wil op lê, is die woordjie van losser. In die Engels staan daar, if thou will redeem it, redeem. But if thou will not redeem, tell me, that I may know, for there is none to redeem besides thee. And I am after thee, and he said, I will redeem it. Hierdie woord het vir my so getref, toe ek dit so 'n bietjie gaan navors, want jy sien die woordjie redeem beteken, to pay a ransom, make a payment, and free from slavery. So toe Boas sê, dat hy sal die grond van Naomi koop, die weduwee, toe koop hy Naomi se grond, hy kry vir Rut saam, en wie nog? Julle kan dit maar sê, die skooma, hulle kry haar saam, sy kom saam, sy is deel van die pakket. Ek sê altyd vir mense, as ek huweliksberading doen, jy trou 'n pakket, ou maat, jy kan maak wat jy wil, jy trou hulle almal, en jy moet so lief wees vir daardie een wat jy trou, dat jy die pad moet hulle sal stap. So, Boas weet waarvoor hy homself inlaat. Hy het seker al gehoor dat Naomi se naam verander is na Mara toe, wat bitter beteken. Maar die gedagte, sy hart en sy gesindheid van liefde teenoor Rut was so gewees, dat hy gesê het, ek sal nie hierdie saak laat verbygaan tot ek dit vandag afgehandel het nie. Rut se situasie was van so aard, vriende, dat Boas al letterlik uit slawerny kom red het. Sy was nie fisiese slaaf nie, maar in hierdie ellende, soos sy al hoe verder weggesink het, en as jy die geskiedenis gaan lees, was weduwees van die meeste van die mense wat geteiken was, en die meeste uitgebuit was, en later ook in absolute ellende verval het. Boas het hom so ontferm oor hierdie vrou Rut, en oor haar skoonma, dat hy bereid was om hierdie Moabitiese vrou, saam met haar skoonma en die grond te neem, en hoor gou, die naam van Maglon, haar eerste man, dan te behou. Want die eerste kind
wat gebore sou word uit die huwelik van Rut, en uit die huwelik van Boas, sou ook Maglon se naam in die volk Israel kom vestig het. Watter man van integriteit. Watter liefde het hy nie geopenbaar nie. Nou ek het vir u gesê, dat hierdie man Boas 'n baie besondere karakter gehad het. Wat is die toepassing? Waarom sê ek Boas as losser is 'n tipe van Jesus? My situasie was erger as die van Rut. Jy moet vanmôre volg, ek sluit my boodskap nou af. Ek is gebore in sonde. En die Bybel sê ons is slawe van sonde. Die Bybel leer vir ons dat ons die duiwel as vader het en die begeertes van ons vader, die doen ons. Hy is 'n leenaar en ons volg in sy voetspore. Gaan kyk na die deursnee mens in Suid-Afrika. Van geboorte word hulle groot, meeste van hulle sonder die Here Jesus, en hulle verval in sonde, in ellende, in allerhande boosheid. En die Bybel sê vir ons, dat hierdie pad sal aangaan tot by die dood, en dan sal ons God se ewige hel beerwe. Ja, ek het die woordjie hel gebruik. Moenie vrees nie. Want as jy Jesus ken, sal jy hierdie plek nie beerwe nie. Dan sal jy God se genade en sy heerlikheid smaak. Boas ontferm hom oor hierdie vrou Rut, en so die Here Jesus Christus hom oor ons kom ontferm. Hy kom koop ons uit die slawemark van sonde en hy maak ons sy kinders. Kom ek lees vir u dat die Bybel vir homself praat. Daar staan in Romeine 5 vers 6. Toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Die woordjie sondaar beteken 'n rebel. Dit beteken iemand verwyderd van God. Dit beteken iemand wat op 'n ander weg wandel as God se weg. Toe ons nog sondaars was, rebelle was teenoor God, in oppositie teenoor hom gestaan het, het hy vir ons kom sterwe, sodat ons ook hierdie liefdevolle ontferming, genade en vergifnis van hom kan ontvang en kan smaak. Vriende, wonderlik om te sien dat Rut nie net Boas se vrou geword het nie. Die geredde word nie net Christus se bruid nie. Maar die Bybel sê vir ons ook, ons word erfgename. Kom ek lees vir u. Romeine 8 vers 16 tot 18, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Vers 18, ek dink Rut sou kon identifiseer, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Sy verloor haar man in Moab. Sy kom terug na Bethlehem as 'n arm vrou, as 'n weduwee saam met haar skoonmoeder. Sy het so min dat sy moet gaan optel soos 'n vreemdeling en soos 'n bediende moet sy gaan optel by die landerye van Boas. Hy sien haar raak, hy ontferm hom oor haar. Later word sy sy vrou en sy word sy erfgenaam. En dis wat God vir ons kom doen in Jesus Christus. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat hy 'n genadige en barmhartige God is. Ek vra jou vanmôre, kan jy sê, ek is uit die slawehuis van sonde vrygekoop? Kan jy vanmôre sê, eens was ek duisternis, nou is ek lig in die Here. Eens het ek die weg van die sonde bewandel, maar dank God in Christus het ek omgedraai. Hy het my lewend kom maak, hy het my geestelik kom vernuwe. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, dan het ons hierdie lossingsreg van Christus ontvang. Hy was nie tweede in lyn om ons te los nie. Hy was nie die tweede verlosser nie, hy was die enigste. En deur hom is daar vir ons redding, die ewige lewe, en dan ook die heerlikheid wat ons sal erf, vir ewig en altyd. Die man Boas in sy rol as losser van Rut, ons gesien, hy het omgegee vir sy naaste,
'n man van selfbeheersing en integriteit, sy woord was sy eer, en as losser was hy 'n tipe van Jesus. U weet, ek soek altyd 'n vers om die diens mee af te sluit. En daar was een gedeelte wat vir my uitgestaan het. Efesiërs 2. Die woordjie, maar God. Moenie dit mis as u Efesiërs 2 lees nie. Mense lees oor Efesiërs en hulle mis, maar God. Ons moet in verwondering staan as ons dit lees. Boas, jy het Rut kom red van ellende, van slawerny, van absolute bankrotskap en heel moontlik van 'n vroeë dood. Boas, jou genade oor Rut was groot. Wanneer laas het ons gesê, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het my deur sy groote liefde, waarmee hy my lief gehad het, ook toe ek dood was, toe ek niks vir hom kon doen nie. Hy het my lewend kom maak saam met Christus. Hy het sy genade oor my uitgestort en my gered. Hy het my saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus, sodat hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus. Ek glo nie ons besef God se liefde vir ons nie. Ek glo nie ons besef hoe God sy seun verbrysel het, dat ons eendag in sy heerlikheid kan wees nie. Daarom vra ek vir u, maak baie van God. Maak baie van sy seun Jesus Christus. Dank God vir sy gees wat oortuigingswerk doen. En hef jou hoof op na bo, want die heerlikheid is voor die deur. Wanneer weet ons nie? Maar mag God genade gee dat ons uit die lewe van Rut kan leer, uit die lewe van Boas kan leer, dat die soewereine God is aan die werk, en dat hy ons uit genade erfgename gemaak het, en ons sy bruid noem, sy kinders, sy geliefdes. Wat 'n wonderlike God. Dis waaroor ons praat, dis waaroor ons gemeente gaan, kom ons bid saam. Vader, ons sal nooit die diepte en die omvang van u liefde verstaan nie. Ons sê vanmôre vir u net baie dankie. Dat u by ons stil gestaan het en ons kom red het. Vir ons 'n nuwe lewe kom gee het, ons loof u. En ons prys u wonderlike naam. Dankie vir die lewe van Rut, die lewe van Boas. Dankie dat Boas 'n tipe van Christus is, die losser wat ons kom vrykoop het uit ons sonde. Vir ons 'n nuwe lewe kom gee het. Here, ons aanbid u. Ons loof en ons prys u wonderlike naam.